Waarvoor bid jy vir die nuwe jaar met al sy uitdagings? Daniël 6 vertel van 'n baie moeilike en onseker tyd, 'n tyd waar die druk op Daniël baie groot was om sy rug op die Here te draai en saam met die mense van sy tyd te gaan deur die koning te aanbid. Daniël se gebed vir die onseker tyd word gesien in sy keuse om aan die Here getrou te bly en voor God alleen te bly kniel, hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se keuse lei uiteindelik daartoe dat hy vir die leeu's gegooi word. As hy vir die leeu's gegooi word, sê die koning dat hy graag sal wil sien dat die God wat Daniël so getrou dien hom sal red. Die volgende dag is Daniël sonder enige letsel tussen die leeu's uitgehaal. Koning Darius, wat nie 'n God geglo het nie, getuig dan teenoor al die mense in sy ryk oor die God van Daniël wat wonders doen. As die Here Jesus in Matteus 24 vers 3 tot 14 praat oor al die moeilike dinge wat vir gelowiges voorlê, dan sê hy dat hulle wat tot die einde volhard gered sal word. Nie een van ons weet wat in hierdie nuwe jaar vir ons wag nie, maar ons moet soos Daniël in ons geloof bly volhard. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 sê ons volhard in ons geloof deur getrou aan die Here te bly en hom altyd voor oë te hou. As ons onthou wat Christus vir ons gedoen het, hoe hy eintlik die pad tot by die kruis vir ons geloop het, dan help dit ons om ook uit liefde vir hom eerste te bly stel en te volhard in ons geloof. Is dit jou gebed vir hierdie nuwe jaar dat jy, maak nie saak wat oor jou pad kom nie, getrou aan die Here sal bly en hom eerste sal bly stel?